Hallo graad 9's, vandag gaan ons kyk na bepaal die vergelyking van 'n reguit lyn. Daar is twee dele. Hierdie dele gaan net normaal wees en die ander ene is vir as jy nou 'n vergelyking moet bepaal vir as jy ewewydige of loodregte lyne het. So hierdie ene, wat jy reeds moet weet, y is gelyk aan mx plus c is my standaard formule van my vergelyking, van my reguit lyn. Nou, m is jou helling of jou gradiënt en c is natuurlik jou y-afsnit. So wat jy altyd nodig het om hierdie te bereken, is jy twee stelle koördinate nodig, of jy het een stel koördinaat nodig en een afsnit nodig, of jy het twee afsnitte nodig. So kom ons gaan kyk gou na voorbeeld 1. So my eerste voorbeeldjie wat ek het nie hier vir jou skets geteken. My punte gaan hier deur die x-afsnit van -2, 0 en by die y-afsnit by 0, 2. So my standaard vergelyking is y is gelyk aan mx plus c. M is my helling en c is my y-afsnit. So kom ons gaan kyk gou na my skets. Wat kan ek aflei? Het ek my helling? Nee, maar ek kan hom uitwerk deur die helling metode. Het ek my y-afsnit? Ja, ek het my y-afsnit. Hier is hy. So my y-afsnit sny by plus 2. So kom ons gaan werk gou my helling uit, dat ons die vergelyking kan neerskryf. So ek trek my twee y-waardes van mekaar af, gedeel deur my twee x-waardes. Okay, so skryf altyd jou koördinate onder mekaar neer. So hier sê, kom ons sê 0, 2 en -2, 0. Dit maak nie saak wat se koördinaat jy eers skryf nie, solank jy dit net in die regte volgorde doen. So hier sê, soos 2 minus 0 gedeel deur 0 minus 2. Wat kan vereenvoudig na 2 op 2 toe, wat die helling 1 is. Okay, so kom ons gaan skryf my vergelyking van my reguit lyn neer. So mense wat ek vir julle wil sê, as julle die vergelyking van 'n reguit lyn neerskryf, dan moet altyd 'n y in jou som oorbly en dan moet altyd 'n x in jou som oorbly. So jy moet letterlik net die helling en jou y-afsnit in vervang en bepaal. So dit wil sê, y is gelyk aan, dan moet altyd 'n y in jou som wees. Wat's my m? Ek het hom nou net uitgewerk, dit is 1. Jy hoef dit nie neer te skryf vir 1 nie, maar ek wil dit net vir julle nou wys. So 1, dan moet altyd 'n x in jou som wees. Wat is daai plus c? Plus c is my koördinaat van my y-afsnit, so ek het hom afgelees as plus 2. So daar het ek die vergelyking van hierdie reguit lyn bepaal. Heel eenvoudig. So kom ons gaan kyk gou na die volgende voorbeeldjie. So nou kyk gou hierso. Het ek 'n stel koördinate en ek het 'n y-afsnit. As hulle dit vir jou so gee, jy kan dit altyd in 'n stel koördinaat gaan skryf. So eintlik is sy koördinaat hierso dan 0 minus 4, net om vir jou te wys, jy kan dit so neerskryf. So y is gelyk aan mx plus c, dan moet altyd 'n y in jou som en 'n x in jou som oorbly in jou vergelyking. Nou, m is my helling, ek kan dit deurkry die hellingsformule, wat y2 minus y1 gedeel deur x2 minus x1 is. En dan c is altyd jou y-afsnit. In hierdie geval kon ek hom weer afgelees het van my grafieke af, en hy is minus 4. So kom ons gaan werk gou my vergelyking se helling uit. So ek hou daarvan om my koördinate onder mekaar te skryf, so dis minus 6, 2 en 0 en minus 4. So kom ons gaan werk hom uit. So dit is 2 minus 4 gedeel deur minus 6 minus 0. Okay. Oeps. Ses op minus 6, wat vereenvoudig na minus 1 toe. So kom ons gaan skryf my vergelyking neer. So y is gelyk aan, wat's my helling? Minus 1
x wat is my y-afsnit minus 4. Kom ons gaan kyk gou hierso. Voorbeeld 3. Het ek weer twee stelle koördinate, maar het ek 'n y-afsnit? Nee, ek het nie 'n y-afsnit nie. So kom ons gaan kyk of ons hom kan bereken. Ek moet altyd 'n y en 'n x in my som oorhou, so ek moet nou eers my helling gaan uitwerk. So dit is my 2 y-waardes van mekaar afgetrek, gedeel deur die 2 x-waardes van mekaar afgetrek. Skryf altyd jou koördinate onder mekaar neer. So dit is 0 minus minus 4 gedeel deur 1 minus minus 1. So wat hou ek oor bo? So ek hou oor bo 4 gedeel deur 2 wat vereenvoudig na 2 toe. OK. So mense wat ek nou het, y is gelyk aan m wat 2x plus c is. Ek het nou nog nie c-waarde nie en jy kan hom ook nie aflees van jou vergelyking, van jou reguitlyn of jou sketsie hier af nie. So wat ek nou gaan doen is, ek vervang enige een van my koördinate hierso in. Ek gaan hierdie ene kies, hy's makliker want hy's altyd positief. So vervang 1, 0 in jou vergelyking in. So onthou nou, pas op met hierdie is my x-waarde en dit is my y-waarde. So my y-waarde is 0. 2, wat is my x-waarde? 1 plus c. Werk hom nou net uit soos 'n normale vergelyking. So 0 is gelyk aan 2 plus c. Hoe kry ek c alleen? Die 2 gaan oor en word hy 'n minus 2 is gelyk aan c. So my totale som nou van my vergelyking is, y is gelyk aan, wat is my m? Dis 2, ek het hom uitgewerk. Dan moet altyd 'n x in my som oorbly. My y-afsnit, my c-waarde hierso is minus 2. Kyk, kom ons gaan kyk gou nog 'n voorbeeldjie. Voorbeeld nommer 4. Nou sien julle, nou het ek net een stel koördinaat, of het ek? Gaan kyk mooi. Nou sien jy hierdie reguitlyn gaan deur die oorsprong. Wat weet julle is die koördinate van die oorsprong? Die oorsprong se koördinaat is altyd 0, 0. Want die x-waarde is 0 en die y-waarde is 0. So as hulle dit nie vir jou gee nie en die reguitlyn gaan deur die oorsprong, kan jy dit vir jouself gaan neerskryf. So dadelik weet ek, dit maak dit nou baie makliker, dat my y-afsnit 0 is. So kom ons gaan werk gou my helling uit, soos my 2 y-waardes van mekaar afgetrek, gedeel deur my 2 x-waardes van mekaar afgetrek. Skryf altyd jou koördinate onder mekaar neer. Soos minus 1, 3 en 0, 0. Kom ons gaan werk hom uit. Soos my 2 y-waardes van mekaar afgetrek. So dis 3 minus 0 gedeel deur minus 1 minus 0. Soos 3 gedeel deur minus 1 is my helling. So kom ons gaan skryf my vergelyking neer. So dit wil sê, y is gelyk aan, my helling is 3 op 1, soos 3 gedeel deur minus 1x plus 0. Of jy kan hom ook skryf as y is gelyk aan minus 3x. Kyk, kom ons gaan kyk gou na die laaste vergelykingkie. Nou het ek glad nie koördinate nie, maar ek het 2 y-afsnitte, maar 1 y-afsnit en 1 x-afsnit. So hier kan ek my koördinaat skryf as 4, 0 en hier is my y-afsnit 0 minus 4. So kom ons gaan bepaal gou my reguitlyn se vergelyking. So ek moet eers my helling kry, soos my 2 y-waardes van mekaar afgetrek, gedeel deur my 2 x-waardes van mekaar afgetrek.
Skryf altyd die twee koördinate onder mekaar. So dit is 4, 0 en 0 minus 4. OK. So my twee y-waardes mekaar afgetrek is 0 minus minus 4 gedeel deur 4 minus 0. So jy ook oor 4 gedeel deur 4 wat vir my 1 gee. So dit wil sê, y is gelyk aan x, ek kan my y afstand aflees van my skets af wat minus 4 is.